So hartlike goeiemôre van my kant af. Welkom terug vir die wat weg was en vakansie was en kinders opgepas het en al daai goeders. Die kwartaal is al die derde kwartaal van 2026. Dit is al oor die helfte van die jaar. Mankal eintlik. Maar dit is nou nie afdraande pad nie. Party mense dink hulle kom daar en dan sit jy afdraande pad. Die lewe gaan aan, dag na dag. Gebeur dinge soos dit gebeur, deur die eeue deur. Die mens in sy wee is maar dieselfde, deur al die eeue deur is dit nie dieselfde, is dit nie waar nie. Maar dank die Here vir die werk wat hy doen in ons lewe. Dankie Here vir die werking en die krag van die Heilige Gees wat in my en jou daagliks betrokke is, wat ons formeer, wat ons verander. En ek eer die Heilige Gees vir sy betrokkenheid en ek waardeer sy betrokkenheid in my lewe. Want ek dink my lewe, ek weet my lewe sal redelik leeg gewees het. Sonder die teenwoordigheid van God. Hy is God met ons. Nou, baie welkom vir elkeen wat die eerste keer vanoggend by ons is. En dankie vir elkeen wat iemand genooi het om saam met jou te kom. Party mense voel soos vreemdelinge, soos minstens ons hulle sien, dan voel ons hulle te genooi. En daar is maar net iets rondom die onderlinge byeenkomste van die gelowiges wat nie vervang kan word nie. En ons lewe in 'n tyd waar die wêreld verander, drasties baie vinniger as wat dit verander het jare terug. Jy weet dinge so, dit is vinnig. Jy koop nou 'n nuwe voertuig en môre is dit weer 'n ou model. Jy weet, jare terug het jy hom gekoop en dan is dit so vir so 5 tot 7 jaar het al eers die model verander. Nou moet jy weet die verkoopstegniek is jy moet kort verander en vernuwe, want dis hoe die nuwe generasie, dis hoe die nuwe mens dink, dis hoe hulle optree. Dan moet heeltyd iets vars en iets anders en hulle wil heeltyd opgradeer. Jy wil heeltyd opgradeer. Wie van julle het onlangs se selfoon opgegradeer? Het jy dit regtig nodig gehad? Nee, dis maar net die nuutste ene. En hy het 'n beter kamera en hy het 'n beter die en 'n beter daai, want ons wil heeltyd opgradeer en die mense is heeltyd op soek na beter, is dit nie waar nie? Die mense is heeltyd op soek na meer, die mense is heeltyd soekend. Is dit nie so dat die mensdom soekend is van die begin van die tyd? Eintlik is die mens net soekend, heeltyd soekend. En die vraag is, het ons gevind wat ons gesoek het? Want as jy mos gevind het wat jy gesoek het, gaan jy ophou soek. Is dit nie waar nie? As jy dit waarvoor jy gesoek het gevind het, dan gaan jy mos ontspan en agteroor sit en sê ek het gekry wat ek gesoek het. En ek is opgewonde oor wat ek gevind het. En ek geniet wat ek gevind het. Maar dit is asof die mens net nie vind wat hy soek nie. Ek luister na 'n interessante videoklip van Louis Giglio, wou hom vanoggend gewys het, maar vertrou my maar, julle kan dit self gaan opsoek ook. En hy praat oor statistieke, weet die Amerikaners hou mos van statistieke, en hulle doen navorsing, baie navorsing, en hulle vind dat daar 'n opgewondenheid rondom die kerk en die nuwe generasie in die kerk. Dat statistieke bewys dat die jonger generasie, en hulle praat van 'n Gen Z, okay, nou ons kan nie al trek aan nie, en ek dink die alfabet is al klaar uitgewerk, ek weet nie waar gaan eindig na Z nie. Weet wat is die volgende generasie, gaan hulle dalk met die Griekse alfabet begin of iets. Maar hier is die ding, hulle sê dat die jonge generasie daar's 'n opname in kerkbywoning. Nou, dit maak kerke opgewonde. Hulle sê dat die gemiddelde jong mense, en dis nou Amerikaanse statistieke, okay? Die gemiddelde jong mens woon kerk 6.5 keer per maand by in hulle statistieke. Wat dit nou wys. So daar's 'n oplewing, dit is opgewonde want die kerke raak voller, die kerke raak meer. Hulle moet meer plek maak vir mense want daar's beter bywoning in die kerke. En dit klink soos herlewing, is dit nie waar nie? Jy weet dat daar's meer mense wat kerk bywoon. Maar dieselfde organisasie wat die statistieke gedoen het die volgende vraag vir dieselfde jong generasie of die jong mense van die tyd gevra om te sê, maar as jy 'n keuse moet maak tussen jou wil en God se wil, wat sê jy kies? Jou way of God se way?
En 52% van hulle het gesê, God se wy werk nie vir my nie. Eerder myne. So, dis 'n moeilike weegskaal hierdie. Want hulle probeer nou uitvind waar lê die diskonneksie. Want hoekom gaan ek kerk toe? Hoekom is jy volgende hier? Wel, ons is so groot gemaak, ons is kerkmense, ons moet 1 keer 'n week in die kerk kom. Of, wel, ek geniet die dienste, want die aanbidding is lekker, die woord is lekker, of het steel my ore. Daar's verskillende redes hoekom mense kerk toe gaan. Maar iewers kom hulle agter, daar's iewers 'n groot leemte tussen die bywoning van kerk en 'n ware geloofswandel. En hier is die gevaar. Die mense soekend. En ek weet nie wat 'n mooi woord vir Afrikaans vir entertainment nie. Wie kan vir 'n mooi Afrikaanse woord gee? Vermaak. Hulle wil vermaak word. Hulle wil 'n belewenis hê wat hulle goed voel. Dis wat vermaaklikheid is. Jy moet goed voel, jy moet daar wegstap, jy moet goed voel. So daar's 'n soeke na die goed voel. En die kerk het dit reg gekry om dit vir hulle te gee. Ek voel goed as ek uitstap. Ek voel goed as ek wegstap. Ek voel goed, want hulle het my liedjie, dit was my jam gewees, as ek nou soos die Gen Z praat, verstaan jy? Gelukkig is hulle nou weg. Jong mense, hulle gaan nie vir my lag nie, want ek moet nie heeltemal te veel probeer hulle taal praat nie. En hier is die ding, kerk. Entertainment gaan nie die soeke stil maak nie. Oor 'n streel gaan nie die soeke stil maak nie. En ek wonder soms, weet ek hoop dat mense meer mense kerk te nooi. Gemeentelede meer mense kerk te nooi. Want dis hoe kerk groei. Dis hoe kerk gebou word. Of ons kan 'n paar gassprekers en 'n paar mooi programme reël. Maar dan moet ons bly met die programme. Dan moet ons bly by die vermaak om mense te hou. Want as jy hulle lok met vermaak, dan gaan jy hulle moet hou met vermaak. En hier is die ding. As ek en jy op daai plek, en dit is dalk nie net vir die Gen Z's nie, dat ons sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. Is jy op daai plek, wat jy nie meer hoef te soek, na wat jou tevrede maak nie. Wie van julle ken tevrede mense? Mense wat vergenoeg is. Enigiemand? So iemand ken? Ons is eintlik op 'n baie slegte plek. In die geloof. Die eerste keer wat die woord, in die begin, miskien nie die eerste keer wat die woord verkondig word, en die disippels gemartel word, geslaan word, omdat hulle die evangelie verkondig, toe stap hulle weg, met blydskap in hulle harte, omdat hulle die voorreg gehad het, om te ly vir die naam van Jesus. Dit klink vergenoeg. Dit klink na 'n vol lewe. Om te sê, ek gaan nie kla oor die liedjies wat gesing word, of die sitplek, of die kerk, of hoe, ek het die voorreg om te ly vir sy naam. Iewers het hierdie manne 'n ontmoeting gehad. Iewers het hulle lewe verander, want dit was ook nie altyd so nie. Want nie lank voor dit nie lank voor daardie gebeurtenis nie, het 'n ou diensmeisietjie vir Petrus gevra, is jy nie een van sy disippels nie? En hy sê, ek ken daai man nie. Dis waar hy was, leeg. En die vraag is, kerk, leef ek en jy op daai plek, wat die woord kom in Kolossense 2 vers 9, hy sê in vers 9, hy sê, want in hom, Jesus,
woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. So ons weet, Jesus was 100% mens, maar hy was ook 100% God. So in hom het die Godheid volledig geleef, want in hom woon die volheid van die Godheid liggaamlik. Die volheid, nie gedeeltelik nie, volheid van die Godheid liggaamlik. Maar hoor wat sê vers 10, en hier vers 10 is vir jou en vir my. Hy sê, en julle, dis die gelowiges, enige gelowiges vanoggend, enige iemand wat Jesus Christus aanvaar het as sy verlosser en saligmaker, as die Here van sy lewe, hoor wat sê hy, wat het ons gevind in Jesus? Hy sê, en julle het die volheid in hom. As van die in hom, wat die hoof is van alle owerheid en mag. Die Bible in Basic English sê dit so lekker in Engels, hy sê, for in him all the wealth of God's being has a living form, and you are complete in him. You are complete in him, because the one who has the fullness of God is living inside of us. Die Godheid, die volheid van die Godheid, as jy 'n lewe in Christus lewe, dan gaan jy nie meer soekend wees nie, jy gaan nie meer dors wees nie, jy gaan nie meer na die volgende hoogte toe wil gaan om te sê, ek wil net beter voel nie, ek wil net hierdie belewenis hê, want hulle sê dit gaan oor chemiese balanse in jou brein wat afgeskei word, en jy het hierdie hoogte wat jy beleef is, ek kan nie eers al die name onthou nie, en ek sê as sielkundig nie, so ek gaan gevaarlik vir jou sê, wat se chemiese balanse daar is, maar die mens is heeltyd op soek na die volgende ekstreem, na die volgende, soos hulle sê, die volgende kick of die volgende high, maar ek wil volgende vir jou sê, ek het hom gevind en sy naam is Jesus. Hy is die volheid van wie ek is. Ek het nie 'n dors na wat die wêreld vir my kan bied nie, ek het nie 'n honger na wat die wêreld vir my bied nie, die wêreld is vol krikke waarop ek en jy kan steun, maar is tydelike krikke wat jou in die moeilikheid gaan laat beland, en vir jou gaan teleurstel, maar Jesus is genoeg, hy gaan jou nie teleurstel nie. Die vraag is, leef ons daar? Leef ek en jy op daai plek van ons is tevrede? En die rede van my tevredenheid, as ek amper begin ek ry, is Jesus. Hy is vir my genoeg. En nie die aanbidding wat ek tot hom bring in die mooi liedjies nie. Nie die gemeenskap van die gelowiges nie, wat fantasties en nodig in ons lewe is, want dis 'n hulpmiddel. Kerk bring jy in die hemel nie, maar kerk gaan jou verseker help om uit te kom. Want ons het mekaar nodig, ons het mekaar se ondersteuning nodig. Maar ek staan hier voor jou, en ek kan sonder enigiemand anderste met Jesus in 'n verhouding staan, en dis vir my genoeg. En die vraag is, hoe leef ons daar? Hoe kom ons daarby uit? En ek wil vir jou vanoggend net so 'n bietjie 'n journey vat, van hoe leef ek en jy op daai plek wat ons sê ons is vergenoeg, we are complete. You desire nothing more. Want jy sien, die probleem met die vleesmens, is die vleesmens kan nie bevredig word. Vir oomblikke ja. Maar wanneer sê die vlees, dis genoeg? Wanneer kan die vleesmens op 'n plek kom om te sê, ek is tevrede? Jy weet, dis onmoontlik vir die vleesmens. Want ek kan nou vir jou 'n groot maaltyd hier voor jou gesit, en ek kan jou laat eet, jy kan trommeldikkie uitstap. Oor 4 ure gaan jy my vra, wat eet ons? Party mense 2 ure dalk later. En Paulus waarsku teen die begeertes van die vlees. Want hy gaan heeltyd nog soek, en nog soek, en nog soek. En dis hoekom ons moet leer om te wandel in die volheid van die Godheid. Nou, ek wil dit miskien 'n resep noem, maar daar's 'n kombinasie wat ons reg deur die woord sien, wat so belangrik is, en wat ons moet besef in ons lewe, as ons op hierdie plek wil leef, wat ons die volheid van God wil leef, en in daai tevredenheid, en daai volheid wil leef, daar's 'n kombinasie wat heeltyd deur God gebruik is, vir sy werk wat hy gedoen het. En ek wil sommer gaan na die heel begin in Genesis 1,
vanaf vers 1 tot 3. Genesis 1 tot 3 sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskaap, en ons weet, God is die skepper, hy is Elohim, skepper God. Maar hoe het hy geskep? Hoe doen hy dit? Hy sê, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed. So, dit was leeg. Daar was net duisternis, daar was niks. Die aarde was nie iets om van eintlik te praat nie, dit was woes en leeg. En die gees van God het gesweef op die waters. So wat was daar? Die gees van God. Wie is die gees van God? Ons weet, hy is 'n persoon, en ons noem die gees van God die Heilige Gees. Want hy is heilig, hy is die hoogste autoriteit, hy is die hoogste krag en mag wat bestaan in die heelal. Maar hoor hoe skep God? Want onthou nou, hier is die aarde woes en leeg, die gees is daar, maar niks gebeur nie. Tot op hierdie stadium het niks gebeur nie, want dit was woes en leeg. En dan vers 3, en God het gesê. Wat gebruik hy? Wat stuur hy? As jy sê, dan gebruik jy woorde. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Sien julle wat hier gebeur? Die aarde, woes en leeg, maar die gees was op die wêreldvloed, of op die waters. En niks gebeur nie, tot en met die oomblik wat God sy woord stuur, en daar 'n kombinasie is, 'n koneksie is, met woord en gees, en daar skepende krag. Gees alleen het nie die skepende vermoë nie. Woord alleen het nie die skepende vermoë nie, maar woord en gees skep. En dis die dinamika waarmee God funksioneer. Kom ons gaan na Jesus se geboorte toe. Ek lees vir jou 'n gedeelte in Lukas 1 vers 28, hy sê, die engel het daar binne gekom en gesê, wees gegroet, begenadigde. Natuurlik is dit Maria. Die Here is met jou, geseënd is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord. Oor sy, wat bring hy vir haar? Hy bring vir haar 'n woord van God af. Okay, God stuur sy woord na Maria toe. Wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseënde, en jy is onder die vroue. Toe sy hom sien, was hy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink, wat hierdie groet tog kon beteken. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word, en is seënbaar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees, en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Wonderlike woord wat sy ontvang. Toe sê Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? Jy bring vir die fantastiese woord, wonderlike woord. Ek dink nie daar is iemand op hierdie planeet wat so 'n woord ontvang het soos Maria nie. Uit jou gaan die seun van God gebore word. Okay, wonderlik, dankie vir die woord, maar hoe gaan dit gebeur? Ek het nie man nie. En ons weet sy was verloof aan Josef gewees, maar het nog nie gemeenskap gehad nie. So daar kon nie 'n bevrugting plaasvind nie. Want jy sien, daar moet twee by mekaar kom vir bevrugting, vir die dinamika van nuwe lewe. En hoe vind hierdie nuwe lewe plaas? Hoe vind hierdie skepping plaas? Hy sê, en die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom. En die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word. Ek en jy glo dat Jesus uit 'n maagd gebore is. Hoekom is sy 'n maagd? Want sy is nie bevrug deur 'n man nie. Sy het nie 'n natuurlike bevrugting
ontvang nie, maar sy het 'n geestelike, bonatuurlike bevrugting beleef van haar binneste. En wat is hierdie bevrugting? Die woord wat die engel gebring het, en God stuur sy gees, wat sy krag haar oorskadu, en haar vind 'n skepende wonderwerk, wat die seun van God gestalte vind, binne in Maria. Sien julle die kombinasie? Sien julle belangrik hierdie twee komponente van ons geloofslewe is? Die woord en die gees. Hulle funksioneer saam. Jesus leer ons, en Johannes skryf vir ons die verhaal waar hy en sy disippels op pad is, na Galilea toe. Hulle was in Jerusalem, Judea gewees, en hulle het baie mense gedoop, en die fariseërs en hierdie klomp mense wat Jesus vervolg het agtergekom, of eintlik het hulle 'n bietjie begin bedreig voel, want Jesus se disippels, die woord sê, Jesus self het hulle gedoop, maar sy disippels het hulle gedoop, en baie mense het tot bekering gekom, en baie mense is gedoop, en Jesus het gesien, hoor hierdie ouens, hulle raak bietjie senuweeagtig, en hy het besef, ons gaan moet hier uitkom, en hy sê, okay, kom, sy disippels, kom ons gaan, net om die storie, in my eie woorde vir jou het oor te dra, is kom ons gaan, en ons gaan na Galilea toe, want ons weet ook rondom die see van Galilea het Jesus baie van sy wonders en tekens gedoen. Nou, interessant van hierdie verhaal in Johannes hoofstuk 4, net so 'n bietjie agtergrond, 'n bietjie meer inligting, om van, ons lees soms die Bybel, en besef ons nie, hoe het hulle gefunksioneer in daai tyd nie. So as jy vandag ry van Judea af na Galilea toe, gaan dit jou met 'n voertuig so 1 uur en 'n half vat. Dis hang af wie bestuur. Maar dis die reguit pad, die kortste pad is 110 kilos. Maar in die konteks van hierdie tyd is as Jesus sê, okay, kom ons gaan Galilea toe, het die disippels geweet, okay, dis te voet, 110 kilos, tussen 110 en 100, te voet. Wanneer laas het jy 110 kilos te voet gedoen? Okay? Nou dis die korter opsie. So dis 'n 2 of 3 dae reis te voet. Maar meeste mense het nie daardie pad gevolg nie, want dit was die gevaarliker pad. Daar was 'n ander pad gewees, en hy was die pad in die oos om deur die Jordaanvallei gewees, wat die veiliger pad was, maar hy was tussen 4 en 5 tot 6 dae, hang af wie saamloop, te voet. En Jesus sê vir hulle, kom ons gaan na Galilea toe, en hy maak die volgende stelling, hy sê, in Johannes 4 vers 4, en hy moes deur Samaria gaan. Dis hoekom daar 2 paaie was, daar was die kort pad, en daar was die lang pad, en daar julle hier was dit, die haas en nee, rooi kap en nie, wolf, nee, ek het iewers, ek nie verkeerde haas uit die hoed uit. Okay, die kort pad en die lang pad, maar so die meeste Jode het gekies om te sê ons vat die lang pad, want hulle en die Samaritane het glad nie enige koneksie met mekaar gehad, hulle het mekaar eintlik gehad, hulle was heeltemal apart van mekaar gewees, en hulle het geen gesprekke met mekaar gehad nie, maar Jesus kom en hy sê en hy moes deur Samaria gaan. Want op hierdie pad, wat die gevaarlike pad is, alhoewel die kort pad is, weet hy, is daar 'n doel kom hy hierdie pad stap. Daar is 'n ontmoeting. 'n Ontmoeting wat vir ons opgeskryf is, sodat ek en jy weet wat Jesus vir ons kom sê. Sy kom toe by die stad van Samaria, wat Sigar genoem word, daar by die stuk grond wat Jakob aan sy seuns Josef gegee het, en die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Nou, Samaria was so halfpad tussen die twee, tussen Judea en Galilea, so dit was 'n goeie plek om te rus, 6 ure verder, of hy sê dit was die 6de uur, so hy was moeg, en hy het gerus, en hy het gesê, ek gaan rus. En die disippels is toe na die dorp toe, om te gaan kos kry. Hy sê, daar kom 'n vrou uit Samaria, om water te skep. Nou, hierdie dorpie en waar die put is hulle omtrent so 'n myl uit mekaar uit. Want die vrou was die gewoonte om te gaan skep. Nou, hierdie put staan tot vandag toe. Hy bestaan nog steeds, die dorpie het nou 'n hele ander naam, maar jy kan nog steeds na hom toe gaan, en jy kan nog steeds water uit gaan skep. Daar is YouTube video's beskikbaar, as jy wil gaan kyk, gaan dit in.
Jakob se put of die put of Jacob. En hoe hulle verduidelik hoe ver hulle moes stap om water te gaan skep, en hoe die vrou moes stap om te gaan water skep. En hierdie put is nie net 'n put of 'n fontein wat oorgeloop het en jy het jou bak daar gehou en jy het nou maar vol geloop nie. Nee, dit was 'n diep put gewees. Jakob het hom gegrou, en hierdie put in ons terme, hulle praat van voet ook, maar ek mag uitwerk, in ons terme is dit 46 meter diep. Moeite om water te gaan skep. En jy moet dit gaan diep uithaal, en ek dink nie die moeite wat Jakob en sy seuns gedoen het om hierdie put te moes grou. Hulle het nie die tegnologie en iemand gereeld gehou met 'n TLB en sê kom grou gou vir my 'n gaatjie hierso, of kom met 'n boormasjien en kom grou gou vir ons 46 meter diep met die hand gegrou om by die water uit te kom, sodat hulle net hulle dors kon les. Sodat hulle diere kon voer. Maar is dit nie hoe die mens is nie? Is dit nie hoe desperaat ons soms is en hoe ver ons moet gaan net om ons dors te les nie? En die moeite wat hierdie vrou moes doen op haar eie, hierdie bak laat sak en hom weer optel vol water en weer al die pad op haarself op haar kop gesit om na haar huis toe om vir haar mense te sorg, die moeite wat hulle moes gedoen het, en dis die lewe, kerk. Om jou dors te les is moeite. Om vervulling in hierdie wêreld te kry, kos 'n prys. Dis moeite. Dis nie altyd maklik om met hierdie uitdagings van hierdie lewe saam te leef nie. We sien dis omdat ons soekend is en soekend bly, dat die moeite vir ons net meer en meer raak. Partykeer as ek mense kyk en sien ek dis vir hulle moeite om te leef. Ek weet hulle sê ouderdom is nie vir sissies nie, maar ja, jy kry mense wat ons laat verbaas staan soms op hulle ouderdom. Want dit hang af met die gesindheid waar jy die lewe aanpak. Ek dink dit hang af, jou gesindheid gaan baie sterk beïnvloed word deur jou tevredenheid. Of jy vergenoeg is. As die fontein van Jakob was daar, Jesus het toe, omdat hy moeg was, van sommer daar gaan by die fontein gaan sit, omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep, en Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink, want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit, dat jy wat 'n Jood is van my vra om te drink, terwyl die Samaritaanse vrou, ek 'n Samaritaanse vrou is, want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. En Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe geken het, van God geken het, en geweet het, wie hy is, wat vir jou sê, geef my water om te drink. Sou jy hom na hom gevra het, en hy sou jou lewende water gegee het. En nie kom maar logiese brein, en dit soms hoe dit werk met ons, wanneer ons in geloof probeer wandel, dan kom ons logiese brein, en hy probeer eers alles in plek sit, en alles net logies aan mekaar sit, en hierdie vrou hoor wat Jesus sê, en hy sê vir, maar vra my, ek sal vir jou water gee, en sy begin logies dink, en sê, maar ek sien nie dat u 'n houer by het nie, dis wat sy vra, en die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepning nie, en die put is diep, dis moeite, jy het iets nodig om van hierdie water te kry. Die put is diep, waarvan kry jy dan die lewende water? Is hy tog groter as ons vader Jakob by die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het en sy seuns en sy vee? En Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Met ander woorde, jou moeite kom tot niks. Dit is net tydelik. Ons probeer ons moeite en ons krag inspan om tog net beter te voel en beter te wees in hierdie wêreld. Maar wat is die uiteinde? Niks. Die prediker skrywer sê, sy gejaag na wind. Hy sê maar, ek wil volgens jou sê, hier's 'n maar. Jesus kom na ons toe en hy sê, weet jy daar's 'n maar? Ja, die moeite van die wêreld, die lewe is uitdaging, daar is uitdagings in die lewe, maar daar's 'n maar wat in jou lewe moet inskop, daar's 'n iemand in jou lewe wat die moeite kom verander na vreugde toe. Hy sê vers 14, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie.
Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word die fontein van water, wat opspring tot in die ewige lewe. En as weer die gesprek gaan aan, waar die vrou sê, mag Here, geef my daai water, en hy sê, gaan roep jou man, en sy sê, ek het nie 'n man nie, en hy sê, jy het reg geantwoord, want jy het 5 mans gehad. Die wêreld kon jou nie bevredig nie. Dit was nie vir jou genoeg nie. Keer op keer is jy teleurgestel, keer op keer, en nou in die konteks van die Bybel in daai tyd, kon 'n vrou nie 'n man skei nie, net 'n man kon 'n vrou skei. Dink aan hoeveel keer sy teleurstellings moet deurwerk, oor elke keer wat die man haar gelos het. 5 keer. En op die stadium met Jesus met haar gesprek was sy by 'n man wat nie eens haar man wees nie, so dit moes iemand, moes iemand anders as 'n man gewees het. So sy was heeltyd soekend na meer, heeltyd soekend na iemand wat my tog net kan lief hê, heeltyd soekend na 'n verhouding wat my tog net kan vervul, 'n verhouding wat my net kan, Engelse woord, complete. Maar sy kon dit nie vind nie. Tot op 'n dag by die put van Jakob, waar iemand aan haar verskyn en sê, hou op om jou vervulling te vind in die moeite van hierdie wêreld. Vra my. Ek wil terugkom na die kombinasie woord en die gees. Wie is Jesus? Johannes in sy evangelie beskryf Jesus se geboorte in 1 versie. Ek weet nie of jy dit al gelees het nie, want Matteus en Lukas beskryf sy geboorte nogal in redelike detail, maar Johannes kom net in Johannes 1 vers 14, hy sê, en die woord het lewend geword en tussen ons kom woon. Wat sê hy vir die vrou? As jy maar net weet wie ek is, sal jy my vra. Wie is Jesus? Hy is die woord. Jy sal my vra en ek sal vir jou gee 'n fontein van lewende waters. So wat is die kombinasie? So wie is hierdie waters? Wat verteenwoordig hierdie waters? As ons gaan terug na wat die woord vir ons kom sê rondom die waters, God self kom en hy sê ek self is die fontein van lewende waters, want hier is die ding, en hier is die uitdaging, mense wat nie vergenoeg is, die mense wat leeg voel, die mense wat heeltyd soekend is omdat hulle beker nie kan oorloop nie, daar's 'n rede hoekom 'n beker oorloop, want iewers is daar 'n kraak, iewers is hy stikkend, iewers het daai erdekruik dalk 'n kraak in gekry, of was hy gebreek gewees, en dis hoekom hy heeltyd uitloop, want hy sê in Jeremia 2 vers 13, hy sê, want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen, kerk, ek en jy moet waaksaam wees vir die verkeerde dinge. God het teen die volk dat hulle hierdie 2 verkeerde dinge doen. Hy sê, my, die fontein van lewende waters, het hulle verlaat. Jy het nie 'n skepding nodig nie, jy het nie 'n houer nodig nie, jy het nie 'n bak nodig nie, hy's 'n fontein. Jy kan net onder sy waterval gaan staan en sy heerlikheid beleef in jou lewe, dag na dag. Maar hulle het hom verlaat, hy sê, ek het dit teen het, julle het hierdie 2 goed gedoen, julle het my verlaat, ek wat die fontein is, ek wat 'n konstante bron is van jou hoop en jou vreugde, ek is jou God, julle het my verlaat, en julle het vir julle bakke gaan bymekaar maak, hoor dit sê, hy sê, en hulle het hulle verlaat om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke, wat geen water hou nie. Kerk, dit wat die wêreld vir jou kom bied, die fontein van Jakob maak dat jy weer dors word, daardie bak wat jy in gaan skep, dit wat jy in wil hou, dit gaan uitloop, dit gaan weer leeg word, maar God sê, ek is jou fontein, ek is jou bron van lewende waters. En jy moet my inlaat en van my vra. Jesus sê vir hierdie vrou, en hy kom sê vir my en jou vanoggend, wanneer laas het jy my weer gevra? Want in my vind jy vervulling, in my kom jy op 'n plek wat jy vergenoeg is, in my, you will be completed if I'm in you, want hy is die volheid van die Godheid wat in ons kom woon het. Johannes kom in hoofstuk 7 en hy verduidelik en Jesus self verduidelik oor hierdie lewende waters in die 7de hoofstuk. Hy sê vers 37, hy sê op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, nie net sagkens nie, uitgeroep, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Is jy dors? Voel jy leeg? Voel dit of jou lewe nie sin maak nie? Sit jy vanoggend hier en jy dink, alles val uit mekaar uit. Dalk staan jy vas in die omstandighede in die wêreld, die oorlog, die ekonomie.
En is vir jou te veel. Dit tap jou. Dit dreineer jou. Jy voel leeg. Maar Jesus roep uit. Kom drink. Want nou, daar's 'n dinamika van 'n kombinasie van woord en gees. Jesus kom na die vrou en sê, as jy net weet wie ek is, die woord. Kerk, verstaan jy hoe belangrik, hoe dinamies, hoe van kardinale belang die woord van God in jou lewe is. Jy kan nie 'n dag laat verbygaan as jy nie die woord inlaat nie. Maar jy kan nie net die woord inlaat nie. Jy moet ook toelaat dat die fontein die woord kom bevrug. Sodat daar iets nuuts in jou binneste kan opstaan. Dis ware herlewing. I can't be the same anymore. As iets niets wat in my binneste opstaan, is daar iets waarvoor ek die Here vertrou en sê, Here, ek sien weer uit na 'n tyd van herlewing wat geken word aan ware bekering. Mense wat nie net kerk toe kom omdat hulle dit moet doen, hulle geweet het is nie, en ek sê nie dis ons gemeente, en ek praat oor die kerk, oor die algemeen. Mense wat nie kom om, ek het vir ons, tussen my en jou, vir ons liturgie gesê, julle mag nie weer sê, geniet die diens nie, want ons is nie om 'n diens te geniet nie. En ek verstaan hoekom dit soms moeilik is vir mense om mense kerk toe te nooi, want dit is nie maklik om die waarheid te hoor nie. Ek het ander dag 'n stelling gemaak op 'n pastoorsgroep. Ek het nie baie reaksie gekry, dus ek eintlik, as ons luister na die eindtyd prediking, sê die woord in die laaste van dae, gaan hulle vir hulle leraars aanstel wat hulle ore streel. So as jy in die waarheid beweeg, en die waarheid predik, gaan jy eintlik jou kerk leeg preek in die laaste van dae. So dalk moet jy nie daai mense nooi nie, miskien kan hulle dit nie aanvaar nie. Dalk moet mense nie die video's luister nie, want die waarheid is dalk te veel. Maar ek staan hier voor jou en ek weet ek gaan eendag voor Jesus staan en hy gaan my aanspreeklik hou vir die waarheid. Het jy vir my mense gesê, daar's 'n nuwe lewe vir hulle? Het jy vir hulle gesê, daar's waters waarvan hulle kan drink, wat hulle kom bevrug in hulle binneste mens, en hulle innerlike, dat hulle nooit meer dieselfde bly nie, daar's 'n bevrugting wat die Gees kom doen, sodat sonde nie meer 'n issue is nie. Hoekom? Want spontaan met daai bevrugting in die nuwe lewe, want jy is 'n nuwe skepsel deur die wedergeboorte wat plaasgevind het deur die woord van God en die Gees van God. Want onthou, die woord en Gees kombinasie bring skepende krag. Ek en jy sit vandag hier so, ons is deur die doopwater, ons het ons vereenselwig met sy dood en opstanding, sodat ons soos Christus opgewek kan word in die heerlikheid van die Vader, in 'n nuwe lewe, as 'n nuwe skepsel. Ek is nie meer daardie man wat ek was nie. Ek is nie meer daardie vrou wat ek was nie, want ek het toegelaat dat die Gees van God, die woord van God kom bevrug, en ekskuus, daar het 'n skepende wonderwerk in my binneste plaasgevind. Hoor wat sê Jesus? Hy sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit hulle binneste vloei. Kerk, beleef die wêreld dit nog van ons as gelowiges? Beleef hulle daardie lewe? Beleef hulle daardie vreugde? Beleef hulle lewende waters is vars, man. Dit staan nie stil en word vrot nie. Dis vars, dis nuut, dis aangenaam, dis lieflik, dit lok mense. Hy sê, die wat glo, die skrif sê, strome van lewende water sal uit hulle binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sal ontvang wat in hom glo. Wat sê Jesus? Vra my, ek is die woord, en ek sal gee die waters, die Gees, kombinasie, woord en Gees, kom doen iets nuuts in jou lewe. Weet jy dat daardie vrou se lewe radikaal verander het? Nie net haar lewe het verander nie, sy het na die stad toe gegaan, hierdie vrou met hierdie reputasie van 5 mans, en sy was nie eens by haar eie man gewees nie, sy gaan terug na Samaria toe, na haar stad toe, sy gaan vertel wat Jesus gedoen het, 'n hele stad kom uit om te hoor, en hulle smeek Jesus, bly by ons. Dis die enigste stad wat baie interessant is, wat ek kan lees, wat Jesus aangehang het, sonder dat daar gesê word, dat enige wonderwerk in daai stad plaasgevind het. Gaan lees dit. Want op grond van haar woord het hulle uitgekom, want sy het gesê, iemand het vir alles, en dit is die gawe van die Heilige Gees, wat deur Jesus gefunksioneer het. Die woord van kennis. Want jy het nie 'n man nie, maar jy het 5 gehad.
Sy gaan terug, sy sê, daar's 'n man wat my alles vertel wie ek is. En hulle het almal uitgegaan, en hulle het hom gesmeek, asseblief bly al by ons, en hulle sê, hy het 'n paar dae, nou dis ongeken van die Jode om te bly by in Samaria, by die Samaritane, en Jesus het daar by hulle gebly, en hy het hulle self net geleer, hy het vir hulle die woord gegee, en hulle op 'n stadium vir die vrou gesê, nou glo ons nie meer net op jou woord nie, maar ons glo omdat ons self gehoor het. Nie omdat ons 'n wonderwerk gesien het nie. Nie omdat ons hierdie hoogte belewenis gehad het nie, want Jesus maak die stelling, hy sê, kom en verdraaide geslag is op soek na tekens en wonders. My verhouding met Jesus kan nie gebaseer word op tekens en wonders nie, is gebaseer op wie hy is as die woord in my lewe, die waarheid van God, my vryheid. Hy sê, dit het hy gesê van die Gees, wat die sal ontvang wat in hom glo. Maar die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Ek dink daar's 'n hartseer plek, en 'n eeu wat die kerk in was, en ek dank die Here dat dit besig is om te verander. Waar baie woord was. Die mense het die skrif geken. Ek het mense ontmoet wat vir die skrif kan omketeer, maar hulle is leeg. Want jy sien die kombinasie van woord en gees het nie by mekaar uitgekom nie. Die bevrugting in die plaas vind nie. Maar ek wil volgende vir jou sê, my wedergeboorte, jou wedergeboorte vind by die kombinasie van woord en gees. 1 Petrus 1 vers 23, hy sê, want julle is wedergebore. Nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike. Wat is die onverganklike saad? Hoe is Maria bevrug? Nie met verganklike saad van 'n man nie, maar met die onverganklike saad van die Heilige Gees. Deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Sien julle die kombinasie? Gees en woord. Bevrugting, nuwe lewe. En daarom kan ek en jy voor die Here staan en sê, Here, dankie vir die geskenk van wedergeboorte, want U het ons nie alleen gelaat as wese nie, maar U het vir ons die trooster, die Heilige Gees gestuur. Kosbaar is sy teenwoordigheid in ons lewe. Kosbaar is sy woord in ons lewe. En ek en jy met die woord koester. Ek en jy met ons verhouding met die Heilige Gees waardeer. En weet jy, dis nie net 'n eenmalige oomblik wat hy in ons lewe kom werk nie. Ek en jy het daaglikse vernuwing nodig, amen. Ons het verandering nodig, amen. Hoeveel keer het jy alself probeer? En jy het tot die versies gekwoteer. Wonderlik. Maar hoor die woord vanoggend van die Here. Vat my woord en laat my gees toe om iets nuuts in jou te kom doen. Want in die kombinasie van my woord en my gees vind jy die volheid van die Godheid. Want hy wil jou lewe kom vul, hy wil jou dors kom les, hy wil jou soeke kom stop om te sê, ek is vir jou genoeg. My teenwoordigheid is vir jou genoeg. Jy is vol van my, jy het niks meer nodig nie. Hoe wonderlik sal dit wees om daardie verklaring te kan maak. Ek het nie nog Facebook vriende nodig nie. Ek het nie nog geld nodig nie. Ek het nie nog aanvaarding nodig nie. Weet jy, deel jy met verwerping, en ons almal weet, verwerping speel 'n groot rol in ons lewe. Die volheid van Christus in ons lewe breek die mag van die leuen van verwerping. Want jy vind jouself in hom. So my gebed vir jou, vir elke luisteraar, elke van julle wat hier sit, is dat die bevrugting van woord en gees weer nuut in jou lewe sal manifesteer. Dat die vreugde van die Heilige Gees weer in ons binneste sal opstaan, en dat die resultaat van die bevrugting weer 'n nuwe vuur in ons kom wakker maak. Want ek en jy het toegelaat dat die woord en die gees bevrug word, en dat die krag van God ons oorskadu, sodat ons op 'n plek kan wees wat sê, Here,
ek is vergenoeg. I am complete. Vra die orkes met vorentoe kom. Ek wil afsluit met Openbaring 22, vers 17. En dit is 'n uitnodiging, en vanoggend staan hier 'n uitnodiging vir elkeen van julle. En dit maak nie saak hoe lank jy die pad stap vanoggend nie. Maak nie saak wat jy al bereik het in jou lewe geestelik nie, en hoeveel wonders en dinge jy beleef het nie. Soms moet ons net weer by die plek kom, wat ons by die fontein gaan sit. En sê, Here, kom bevrug my woord. U woord in my. Soms het jy net nodig om die wêreld op hol te sit. Want alles wat die wêreld vir jou bied, die fontein van Jakob is tydelik. Al staan die fontein vir 3000 jaar, funksioneer hy, gaan dit iewers vergaan. Maar die woord van God sal vir ewig bly staan. En hier is die uitnodiging, die Gees en die bruid sê, is my so mooi. Wie is die bruid? Die Gees en die bruid sê. Wie is die bruid? Jy. Dit is nie die bruidegom nie. Die bruid. Die gemeente van die Here Jesus Christus. Die bruid roep uit, jy kan nie op jou rusbank sit en 'n video kyk en dink dit gaan genoeg wees nie. Jy kan al die preke kyk oor en oor. Maar iewers moet jy deel raak van die bruid. En die Gees en die bruid sê kom. Dalk vir iemand wat die video kyk. Dit is tyd om te kom. Ons verstaan van mense vir wie dit onmoontlik is. En dis hoekom ons dankbaar vir die tegnologie is. Mense wat dalk ver is. Mense, ek praat van die wat te gemaklik geraak het. Die wat dalk leeg voel. Dit is tyd om te kom. Want die Gees roep en die bruid wat Christus dra, roep uit, hy sê kom, en laat hom wat hoor sê kom, en laat hom wat dors het kom, en laat hom wat wil die water van die lewe neem, verniet. Jy het nie eens 'n skepding nodig nie. Dis 'n fontein. En ek sien hoe die Heilige Gees my en jou net uitnoem te sê, die waterval loop nog deur die eeue. Hierdie waterval het nie opgehou nie, want die waterval is 'n fontein wat nie ophou nie. Dis tyd om weer onder die waterval te kom staan. En my Gees toe te laat om jou te oorskadu en weer iets nuuts in jou te kom skep. Die woord wat in jou opstaan. En ons gaan weer die lied sing. Jesus, my beminde. En as jy vanoggend in hierdie plek is, Here, ek het net nodig weer om te kom drink. Kom vul my opnuut. Here, ek wil op daai plek wees wat ek vergenoeg is. 'n plek van tevrede. 'n plek van completeness. For in Him all the wealth of God's being as a living form. And you are complete in Him. You are complete in Him. So as jy volgende dors het, al wat jy doen is jy staan voor Hom en jy hef jou hand op en sê, Here, kom en opvul my weer met U lewende waters. Kom ons sing hierdie lied saam, en as dit jou gebed is vanoggend, staan saam vanoggend
En daar die Heilige Gees toe, om jou lewe te benat. My hart verlang, my siel begeer, om U gesig te sien. Ek hoor my naam, U liefde, my dieper na die waarheid is. U majesteit oorweldig my krone moet val, hier waar ek by. U lewensasem sing oor my, en 'n liefdeslied spoor my hart vir U. Gaan staan onder die waterval, terwyl jy dit sing. Sien vanoggend in jou geestesoog hoe jy onder daardie lewende waters gaan staan en hoe dit jou lewe benat. Hoe dit jou gedagtes kom vernuwe. Hoe dit jou hart kom opvul. En jou kom vrede gee. Strome van lewende waters wat vloei vanoggend. 'n bron wat nie ophou nie. Sien vanoggend nuwe geboorte. Sien vanoggend die nuutheid, hierdie bevrugting van die Gees en die Woord in jou lewe. Dis 'n nuwe dag. 'n Nuwe môre. 'n Nuwe sonsopkoms vir baie van julle. Vader, vanoggend staan ons voor U. En ons dank U vir U skepende krag. U is Elohim, die God wat skep. Vader, vanoggend nooi ons die kombinasie van die Woord en die Gees in ons lewe. Want hier alleenlik kan U Gees die dors kom les. Alleenlik kan U Gees die Woord kom lewend maak, Here. En vanoggend dank ek U vir 'n nuwe bevrugting wat plaasvind. 'n Dinamika wat nuwe lewe voorbring, Here. Soos U geskep het in Genesis 1, sien ek vanoggend hoe U kom skep in harte. Hoe U iets nuuts kom skep in gedagtes. Here, ek sien nuwe drome, nuwe ideale, nuwe idees, Here, maar ek sien vanoggend soos die Gees elke hart benat, hoe geloof, Here, versterk word en opstaan in mense, Here, wat weer roekeloos en radikaal vir U sal wees, Here. Ek dink aan U ywer vir U huis. Ek sien vanoggend, Here, soos die bevrugting plaasvind, dat daar 'n nuwe ywer opstaan, 'n siel wat sê, nie my wil nie, maar U wil geskied. Here, U kom les vanoggend die dors. U kom maak die soek stil, Here, en U kom gee vrede, want in U het ons die volheid. Jesus Christus, die volheid van die Godheid. Dankie, Vader, dat U elke lewe kom vul vanoggend. Dankie vir dit wat U kom doen, Heilige Gees. Die onverganklike saad van God. Dankie dat U nou in ons lewe werk. Vader, mag ons lewe getuig van die volheid wat in ons woon, die Godheid. En Here, mag ons nie gebakte houers wees of gebarste houers wees, waar ons probeer hierdie water hou nie, maar mag die fontein van lewende waters in ons binneste weer kom uitbars, sodat ons sal oorloop,
sodat die wêreld rondom ons benat kan word met die lewende waters. Ons, Here, wat U bruid is, maak ons vol, Here, sodat ons kan uitroep na die wat buite staan, kom. Die Gees en die bruid sê kom. Hy wat dors het, kom en vind vervulling in die teenwoordigheid van jou Skepper. Dankie, Vader, dat U ons kom nuut opnuut vervul en nie net volmaak nie, maar dat oorloop. Want ons kom by die bron van die Gewer van lewende waters en sy naam is Jesus. Dankie, Jesus. Dankie vir wie U is in ons lewe. Dankie dat U vir ons genoeg is, Here. Dankie dat ons U nie net dien vanuit tradisie of uit dwang nie, maar ons dien U omdat ons U lief het. En ons het U lief, want U het ons eerste lief gehad. Dankie vir die kruis. En Here, ek bid vir mense wat vanoggend dalk in hierdie plek staan en net voel hulle is ver van U af, Here. Here, dalk is daar 'n hindernis tussen hulle en U, Here. Dalk skuldgevoel, teleurstelling. Maar Vader, dankie dat U liefde groter is as enige teleurstelling. Dankie dat U genade groter is as enige oortreding. En vanoggend bid ek, Here, dat U hulle sal nader trek. Dat U hulle teen U bors sal hulle kop teen die bors druk, dat hulle die hartklop hoor. Die liefde en die genade wat vir hulle genoeg is. En Here, dat U hulle sal vul met die lewende waters, sodat hulle in 'n dieper verhouding met U kan staan, Here. Want dis daar waar ons vergenoeg is, in U teenwoordigheid. Ek eer U, Vader, U woord wat ewig bly staan in ons lewe, in Jesus Christus se naam. Amen, amen. Mag die Here jou seën, mag jy vervuld leef, vol van die woord en die Gees. Heerlike Sondag vir julle, nooi iemand saam.